Julius Malema will never protect any foreigner in this country. He's just a Mickey Mouse opening his mouth too much. And he doesn't know. He has no idea what we are. I'm not talking for everyone. I'm talking about where I'm coming from. It's just a whistle away. We have the war. We got the war. We are warriors. We are men. We are soldiers. We are police of this country. And we are ready to defend it. You can do everything, but you can't play with that. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, u het nou so vinnige uittreksel gesien van een van die leiers, een van die voorlopers van hierdie March and March groepering wat teen immigrante is in Suid-Afrika en nou baie radikaal en daadwerklik fisies begin optree en 'n sperdatum gegee het van 30 Junie waar hulle dan nou vir die uitlanders geleentheid gegee het, kans gegee het om die land te verlaat. En vermoedelik gaan hierdie, noem dit maar geweld, hierdie oorlog wat hy van praat, en ek stem 100% saam met hom, dat die oorlog is naby. Hy het self gesê, dis 'n klein insidentjie, 'n kort paadjie, 'n kort stukkie, dan is dit oorlog. En hy sê, dit verstaan, Julius verstaan glad nie, wat hier besig is om te gebeur nie. En ek dink nie, dis dat Julius Malema dit nie verstaan nie, dis net dalk iets wat hy nie noem nie, en uitsprake teenlewer, want dit is logies om te begin sien watter momentum, en soos ek praat kan ons vir u video's wys, van die getalle en alles daarmee saam, maar die momentum wat hierdie beweging begin, en nie net die momentum nie, die koördinering, die dissipline, jy weet om by so punt te kom, hoeveel opleiding, hoeveel voorbereiding, is dit, jy almal ma's en moeders, en pa's wat na konserte van kinders, opvoerings na kinders toe gaan, hoe lank voor die tyd is al daardie oefening, voordat hulle nou hulle kostuums kan aantrek, en hulle kan nou die opvoering hou vir al die ouers om te sien. Dit is maande se voorbereiding, voor dit daar kom, en hier sien ons, noem het dan 'n opvoering, wat baie gekoördineerd is, genoeg momentum het, genoeg dissipline het, en dan wil ek vir u vinnige liedjie speel, wat die Zulus gesing het, tydens Isandlwana se slag, die slag van Isandlwana in 1879, dis 41 jaar na Bloedrivier. Toe het hierdie selfe Zulu mag, 20.000 van hulle, te staan gekom teen goed gewapende Britse magte, van so tussen 1700 en 1800, sê hulle was hulle gewees. Nou van die 1700-800, is 1300 gesneuwel. Met ander woorde, 'n totale nederlaag gelei, teen hierdie Zulus. Nou ek gaan vir julle 'n liedjie speel, wat hulle ten tye van daardie oorlog, voor dit, die opsweping, en wat dit behels, gesing het. Ek speel gou vir u die video. Goed, kykers en luisteraars, u het nou daardie liedjie gehoor, en nou gaan ek vir u net vinnig nog 'n liedjie speel, wat nou, daar's nog ander ook, dit is net nie so maklik om hulle te kry, weer op te spoor en alles daarmee saam nie, maar ek gaan vir u een speel, en dan sal u hoor die ritme, en dis dieselfde tipe liedere, wat hierdie Zulus, hierdie momentum, hierdie georganiseerde mag, wat ons momentum voor ons oë sien begin bou, en veral in Natal, ek vermoed, en alles dui daarop dat die geweld in Natal eerste behoort uit te breek, bloot oor hulle vermoë en die opleiding, en die momentum, die kapasiteit wat hulle in Natal het, veral dan nou die Zulus, spesifiek. Dis hoekom hierdie persoon nou in die begin van die video gesê het, Malema weet nie waarvan hy praat nie. Hy het gesê, hy verstaan nie. Die oorlog is hier, dis 'n klein stukkie, ons is daar. En ek stem weer eens saam met hom, dat hy hier is, verseker is hy hier. Vir iemand wat dit nie sien nie, is maar net wat die Bybel sê, daar's nie een so blind, soos die een wat nie wil sien nie. En daar's nie een so doof, soos die een wat nie wil hoor nie. So as u nie wil hoor nie,
As u nie wil sien nie, moenie eers hierdie video kyk nie. U mors u tyd, ongelukkig. Gaan u gesin, u familie, u verantwoordelikes, gaan daaronder lê. Maar ja, hoe dit ook al sê, dit is nie nodig hier om verwyte of enigiets in daai rigting te klink nie. Dit is net die realiteit. Ons is kort voor 'n oorlog, dit word deur leierskap gesê wat vermoë het, wat kapasiteit het, wat momentum het, wat dissipline het. Maar kom ek speel nou gou net eers die video wat u sal die ritme erken teenoor die 1879, waar die Zulus hierdie liedere gesing het, in voorbereiding, in finale gereedheid, van dan nou 'n oorlog. Met ander woorde wat ek sê is, hierdie liedere sluit presies aan by die liedere wat hulle aangewend het, gebruik het, gesing het in 1879, 41 jaar na Bloedrivier, waar die Britte 'n nederlaag gelei het. Van die 1700-800 manskappe wat hulle daar gehad het, is 1300 is daar vermoor. Maar kom ek speel gou eers die video. Goed, as jy nou hierdie gesing luister, sal jy die ritme erken, en daar is ander, ek het net nie die video weer gekry nie, wat identies is, as die een wat ons nou geluister het van 1879. So duidelik, hierdie manne is besig om hulle self voor te berei, hulle self op te wek, hulle self op te sweep, en gereed te maak vir oorlog. Dis wat hy sê, die oorlog is hier. En kyk eens aan luisteraars, ek kan nie verstaan dat daar nog mense is. Jy weet, Uganda het vir sy, wanneer die regering vir sy mense sê, ontruim onmiddellik, met dringendheid, 'n land, in hierdie geval Suid-Afrika. Uganda het gesê, Suid-Afrika se burgers van Uganda, Ugandese, kom uit Suid-Afrika uit, klaar. Nou, 'n regering sê dit nie, soos ons in Afrikaans sê, om dowe net, en hy sê dit, want hy het inligting. Hy weet wat op die grond boodskappe hardloop. Hy sien dit, hy ken dit, hy herken dit. En dan kom daar die instruksies, dieselfde met die Amerikaners, wat nou die Afrikaner vlugtelingstal vanaf 7000 opgeskuif het na 17000. En ook 'n dringendheid daarin. Nou in 'n volgende video gaan ek vir julle baie interessante inligting meedeel, wat nou gaan oor hierdie groter magte, se magte, wat hulle gaan inspan, wil inspan, en besig is om nou te begin voorberei vir die groter oorlog, né? Onthou hierdie xenofobie wat ons nou sien, hierdie oorlog wat nou gaan begin, en dan gaan eskaleer, sal begin by vreemdelingehaat, sal begin by xenofobie, en dan gaan dit eskaleer. Eskaleer na 'n bewindsverandering, wat ook al daarmee saam, tussen hierdie groot magte, né? Dis nou die oosterse magte, China by name spesifiek, en natuurlik Amerika, maar ek sal dit in 'n volgende video, baie interessante inligting wat ons gekry het, baie interessant, en baie aanduidend van die oorlog, wat kom. Maar soos ek sê, hierdie gaan die inleiding wees, en dit gaan, ja, geweldige gevolge hê op Suid-Afrika. Maar ek sal dit in 'n volgende video met u deel. Vir nou wou ek net vir u wys die liedere wat hierdie manne sing, die dissipline wat ons sien, die organisering wat ons sien, die koördinering wat ons sien, die momentum wat ons sien, hoe suksesvol dit bou, nie net in Natal nie, maar ook in ander stede dwars oor Suid-Afrika, Thokoza, ook in die Kaap, suksesvolle optog en wat ook al gehad, maar so gaan dit van daar af eskaleer. En hierdie manne sê vir ons, is oorlog.
En dit is wat dit gaan wees, want die profesie dui ook duidelik op dit. Daar is geen twyfel oor hierdie tipe van geweld wat in elk geval gaan uitbreek nie. Ek wou net graag met u hierdie ooreenkoms wys tussen die oorlogsliedere van 1879 en die oorlogsliedere van 2026 is dieselfde en dieselfde gaan daaruit voortvloei. En sluit aan, want ek sê vir u, ons het nou ook 'n reeks, as vandag dit net vir u noem, wat ons nou op ons Suidlanders Media plaas, van Bosniese volksmoord wat daar plaasgevind het, en die lesse daar's geweldige belangrike lesse om daar uit te leer. Gaan kyk gerus by Suidlanders Media, en jy sal sien in die lesse wat nog kom, misbruik wat toegepas word op vlugtlinge, deur baie keer eie mense, want wanneer iemand in nood is, nie kos het nie 'n dak oor jou kop het nie, dan begin daar misbruik in baie gevalle intree, wat liderlik is, wat ondenkbaar is, maar dit is die realiteit. En daarom is dit so belangrik dat u aansluit by Suidlanders, sodat u in 'n stelsel is, in 'n masjien is, wat landwyd georganiseer is, wat fasepunte van ontruiming het, sodat jy in 'n stelsel saam met enersdenkende mense is, sodat onder andere hierdie misbruik nie op jou toegepas kan word nie. Want as jy as 'n gesin alleen 'n vlugteling is, sonder kos, sonder 'n dak oor jou kop, dalk in die winter, ek weet nie, in die somer maak nie saak nie. Jy's afhanklik. Jy gaan in iemand se oë kyk. En 'n individu het nie vermoë nie. Dit is so maklik soos dit. Hierdie is presies die mag, die begin van Joël 2 se mag, wat God vanuit die noorde laat migreer het na Suid-Afrika toe, om hier sy toorn oor sy volk, ons, sy gemeente, aan die kant die riviere van kus, Suid-Afrika, te stuur hierheen, om ons weer terug te bring op ons knieë, terug te bring voor hom, en hy sal 'n geringe, elendige oorblyfsel oorbly. Dit sê die Bybel oor Suid-Afrika. Nie Gustav Miller nie, nie enige profete wat julle graag kritiseer nie, die Bybelse Sefanja het dit vir ons duidelik gesê. So hierdie xenofobie wat nou kom, sal die inleiding wees tot die loslating van die mag wat in Joël 2 baie duidelik. Daai mag wat op dakke klim, deur vensters kruip, wat so in ritme is en so hoog in getal dat sommige val deur die wapen heen, maar hulle bly in gelid want hulle is so baie. So ja, baie duidelik is ons nou daar. En ek wil vir u sê, ek mag nie sê iemand is 'n idioot nie, die Bybel sê dit, maar ek mag sê iemand is 'n dwaas. En ek sê vir u, as u nie ag gee en nie daadwerklik werk maak van wat u kan werk maak in terme van gereedheid, posisionering nie, dan sê ek vandag vir u, onopwonde, u is 'n dwaas. En u versaak u verantwoordelikheid teen u naaste, om nie te praat van die gesinslede, u familielede nie, maar u naaste, u volk. En ja, sluit aan, raak deel en kom jou verantwoordelikheid na. U moet 'n pragtige dag en week verder. Ons praat weer. Totsiens.